Lyk dit jeug net? Kan ons die Here 'n cheer gee? Come on. Come on, come on, come on. Dit is awesome voorreg om hier te wees. Julle kan vir 'n oomblik sit. Dit is awesome om so baie van julle hier te sien. Is julle excited vir die volgende 2-3 dae? Awesome. So, ek weet nie of jy gesien het nie, jy het 'n nommer gekry. En dit is nou die eerste afkondiging wat ek vir jou wil gee. Jy het 'n nommer gekry. Nou aangesien, wie was laas jaar hier? Okay, so aangesien laas jaar se Kaskar so groot sukses was, gaan jy sien. Okay, nee, dit is net 'n grap, ek beloof. Okay. So, dis my voorreg om aan julle voor te stel, ons eerste spreker vir Jeugnet Konferensie 2026. Ek weet nie waar hy is nie, maar ons leier, LJ Gerber. Woo! Ek weet nie waar hy is nie. Hey, hier is hy. Geef hom 'n handeklap. Hallo Jeugnet Konferensie. Kan julle my hoor? Is hierdie ding aan? Test 1, die sound check 1 2 1 2. Is lekker beter John, lekker reg. Dis so amazing en so voorreg om hier te wees. Nou weer julle my. Ons hy. Sê vir jou langs jou, as dit nie vir jou was nie. Sê vir jou langs jou, as dit nie vir jou was nie. Was ek die hotste ou hier. Julle, dis 'n regtig baie groot voorreg om hier te wees en dis 'n groot voorreg om Jeugnet oor te geneem het. Ek gaan julle nou 'n lang storie vertel van hoe dit gebeur het en wat die Here in my lewe gedoen het en dis regtig amazing getuienis. Maar ek wil julle net bietjie vertel oor die ek moet hierdie skuif want ek gaan ongeluk maak met hom. Julle sal sien julle elkeen het 'n boek. Sien julle het 'n nice boekie. Het julle 'n bietjie deur hom geblaai? Het julle al daai amazing notas gesien wat daar is? Daar's nie notas nie. Hoekom nie? Want jy moet jou eie notas skryf. Kyk, mense wat notas neem, gaan hemel toe. Kyk, so as jy hemel toe gaan, neem notas. Die hele tema is 'n secret recipe to a thriving youth. So jy het 'n resepteboek. So jy moet hierdie resepteboek vat en jy moet hom invul. Elke spreker het 'n ander resep wat hulle gaan bring. Ons het groepsessies wat resepte gaan wees. Ons het getuienisse wat resepte gaan wees. Enigiets wat jy dink, hierdie klink soos 'n goeie resep wat my kan help om my jeugbediening te groei waar ek is, skryf dit neer. So ek wil hê julle moet huis toe gaan met 'n boek vol resepte wat julle kan gaan toepas en gaan sê, ek gaan hierdie try. Ek wil dit doen. Of ek het hierdie dalk getry, miskien moet ek 'n bietjie alter. Miskien moet ek 'n bietjie verander rondom dit. So die hart is dat julle huis toe gaan met 'n resepteboek. En hoe cool sal dit wees as dit in eie handskrif is? Ouens, as jou handskrif nie great lyk nie, betaal 'n dame dalk met koffie om vir jou notas te neem. Maar meeste van die tyd, wie se vrou het ooit gesê of iemand gesê, hoe lees jy wat daar staan? Dus ek kan daarom my eie handskrif lees. Meeste van julle kan daarom julle eie handskrif lees. So dis die hart van Jeugnet 2026. Hierdie konferensie is om 'n resepteboek te kry wat ons prakties kan toepas om ons lewens as jeugpastore en jeugleiers kan toepas in ons lewens en toepas by ons jeuggroepe sodat ons jeuggroepe kan groei en verbeter. Kyk, my naam is LJ Gerber, die van julle wat my nie ken nie. Ek is 'n volle 34 jaar oud. Ek weet, né? Ek lyk soos 24. Lyk amazing. En ek is getroud aan Milandrie Gerber, my wonderlike vrou. Staan net op asseblief. Gee net 'n lekker hande klap. Dit vat 'n baie goeie vrou met my getroud te wees en kan ek julle net sê, sy lag nog steeds vir al my grappies. Al het sy al 100 keer gehoor, lag sy nog steeds vir al my dad jokes. So, dis amazing. Ouens, skryf vir jou vrou wat vir jou grappies lag, dan kan jy met haar trou. Die res moet nie te veel oor te worry nie. Sy moet net vir jou grappies lag. Dis daai ene. Ek het 'n lang pad gestap. Ek was betrokke by Muurprop gewees as 'n tiener. Ek is gered as 'n tiener by kinderkerk.
met open the eyes of my heart Lord gehuil soos 'n babietjie en my hart vir Jesus gegee en my lewe het daarna begin verander. Ek was baie betrokke by Muurprop gewees en ek het Muurprop gesien groei in sy heyday wat hulle van 20 tieners was wat op en afspring vir 'n projektor na 400 tieners toe dit regtig vol en groot was. So ek was deel van 'n hele groei. Ek was 'n Muurprop leier gewees en toe raak ek betrokke by 'n ander gemeente en hulle was bietjie meer geestelik. Wie van julle wil meer van 'n ander gemeente gehou of gesien die Heilige Gees beweeg bietjie meer daar. Dit is bietjie meer geestelik, so ek dink ek wil soontoe kyk. Pas op, moenie die gras is groen aan die ander kant want daar's meer. Ja. Dit word gestream, so ek wil nie goed sê nie. En ek was betrokke by daai gemeente. Daarom het daar een goeie ding gekom van daai kerk. Ek het my vrou daar ontmoet. So ek het haar daarom daar ontmoet en ek het dis eintlik alkom ek daar was. Nou ek was vasgevang onder 'n narcissus van leier. Ek was vasgevang onder iemand wat baie manipulerend was en julle dink dalk my leier is ook 'n bietjie rof, maar dit was so erg, ek was so diep onder dit gewees. Ek weet nou dis 'n kult waarna ek was. Ek weet nou dit is totaal ongoddelik gewees. Jy mag nie teen hom praat nie because you shall not touch the anointed of God. So ek mag nie teen hom praat nie, eerder omvat. Klink hierdie beter? Sy. Okay. John. Okay. So ek gaan gou oor begin. Dankie Bjorn. Dankie Bjorn. En so jy mag nie teen hom gepraat het nie, want as jy teen hom praat, kan jy iets sê nie, want jy praat teen 'n man van God en die Bybel sê, you shall not touch God's anointed. Daar was nie 'n raad nie, want hy hoor by die Here wat gedoen moet word. Daar was nie preke voorberei nie, want hy hoor by die Here wat gepreek moet word. Klink amazing, klink baie geestelik. En die hartseer ding is, daar's soveel mense wat genees word, soos regtig genees word. Ek het blinde mense gesien genees word in die kerk. Ek het mense gesien genees word, daar's bevryding, daar's regtig 'n groot geestelike element. Dis wat my initieel getrek het. Maar iewers het iets ongesond geraak, want 'n dam wat nie 'n inlaat en 'n uitlaat het nie, daai water gaan vrot. Daar was geen koneksie met enige ander kerk nie. Daar was geen netwerk of fraternal bywoning of enigiets nie. En ek was vas in 'n gat gewees. Nou ek het geweet ek's geroep vir jeugbediening en ek het was daar 'n jeugbediening wat ek by betrokke was en daar het 'n bietjie scratch opgetel tussen my en die pastoor se seun en as gevolg van dit is ek weggevat by die jeug en iemand anders het die jeug oorgeneem en ek het gesien hoe maak daai persoon fout na fout na fout tot so mate dat daai jeug dood geloop het. En iets binne my het begin doodgaan. Ek wou nie meer geestelik gewees het nie, want alles wat ek gedoen het en weer uitgetrap was bad. Kry gou hierdie teetyd, die teetydkamer, ons almal moet saam om dieselfde tafel sit. Groot teen die muur is daar skrif geplak wat sê, rebuke an elder in the presence of all, sodat all might fear. So, as jy iets verkeerd gedoen het, wag vir teetyd, want dan gaan jy dit hoor, dan word jy uitgetrap voor almal. So dis die tipe kerk wat ek in was nie great nie. As jy al ooit voel, jy het 'n rowwe leier gehad, het jy al jou senior pastoor se seun se bokke 4:00 die oggend gemeld. Ja, sy seun het bokke gekry en hy wil bokmelk verkoop het en ek moes die bokke 4:00 die oggend bokke gemelk het. Want dis deel van ministry. En ek kan nie strei nie, want ek wil nie teen die man van God praat nie. So, ek was nie op 'n baie great plek nie. En dit het al hoe verder gegaan en ek het my passie vir bediening verloor. Ek het nou maar net daar gewees, ek het nou maar net aangeploeter en eventually is ek daar weg. Ek het my vrou getrou en dat 'n paar goed gebeur, hy het baie goed met my gedoen en toe eendag toe vat hy my vrou aan en toe besluit ek kan baie vat, maar you don't touch my wife. En toe van daar af toe ons weg en hierdie was nie baie lank terug nie, ons is 2023 basically daar weg. 2022 is ons daar weg. En ek het 'n besigheid begin, ek het besigheid gedoen en ek het besluit ek gaan net 'n normale Christen wees en besigheid doen. Ons het nog steeds bietjie kerk toe gegaan en toe op 'n stadium toe ons op kerk gegaan. En toe
eendag was 'n Sondagoggend of 'n Saterdag aand of so, sê my vrou vir my, ons moet darm net na 'n kerk toe gaan. Dis 'n goeie vrou. En ons besluit toe, okay, ons moet na kerk toe gaan en die Sondagoggend sê ek vir haar, kom ons gaan na hierdie kerk toe en ons gaan na Tabernadei toe en ons woon 2 dienste daarby, ons gaan na die ander kampus toe, my vrou sê sy voel tuis en ons gaan net normale Christene word wat kerk toe gaan. En 3 maande later toe wil ons die band join. Jy weet mos hoe werk dit. En ek en my vrou, ons join toe die band en net normale Christene wat in die band is en dis al. Ek is besig om my eie besigheid te doen, ek is klaar met die bediening, ek is klaar met jeugbediening, ek het verkeerd gehoor, dis nie waarvoor ek geroep is nie, ek het net aangegaan as 'n normale Christen. En dit het op 'n punt gekom wat, dit was al nou omtrent 2 jaar terug, 'n week voor Pinkster, is ek in die aanddiens besig en in Nova diens besig met worship en ek is net regtig besig om die Here te aanbid en die Here gryp my daar en hy ruk my reg en hy doop my sommer weer met die Heilige Gees en ek kry 'n nuwe taal en ek het net hierdie enorme passie om te bedien en vir mense te bid. En dis net weer so opgespaar. In 'n diens, niemand het my gebid nie. Ek het net 'n hart gehad wat na die Here gesoek het. Something happened, something changed. Hierdie klink nou soos 'n lang storie wat ek vertel, maar ek wil julle net bietjie vertel van die konteks van waar af die Here my gaan haal het, laat julle net bietjie 'n prentjie kry. As julle die volle 2 ure storie wil hoor, julle kan my na die tyd in daai hoekie kry, dan sal ek julle al die gory details vertel. Wat toe gebeur het, is gaan praat met pastoor Theo en ek sê vir hom, ek het hierdie begeerte vir bediening, ek wil graag vir mense bid, en hy sê, cool, dis great, dis amper Pinkster, dan kan jy vir die mense bid. Nou, die leer waar vandaan kom, net hy het vir die mense gebid, niemand anders nie, want jy moet skoon en rein en heilig 100% reg wees, voordat jy vir mense kan bid. So, ek het nooit vir mense gebid. En hierso op Pinksterdiens, staan die presiderende pastoor terug, en hy sê vir my, bid vir die ou, bid vir die ou. En ek het te doen met 'n totaal ander leier, wat terugstaan en jou toelaat om iets te doen, wat regtig amazing was. En daar begin ek vir mense bedien, en ek begin weer begeerte kry, en so begin ek weer begeerte kry vir jeugbediening, en ek, dis eintlik Wiekie se skuld, onthou julle vir Wiekie, sy is die vorige leier van jeugpastoor van Miprop, en sy het kort as ek daar op 'n Dinsdag as ons gesel het, dan sê sy vir my, wanneer kom jy Miprop toe, het jy daar met jou gepraat, nee, los my uit, en toe eventually toe het die Here gepraat, en toe begin ek betrokke raak by Miprop, en toe kom ek na die eerste jeugnet toe, super excited, dit was so amazing, dit was rarig, ek bedoel, wie was al by jeugnet? Wie was al by die konferensie? Dis pretty amazing, dis great. En van daar af het ek kom huis toe, ek sê vir my vrou, hierdie konferensie was so amazing gewees. Ek sal dit love om deel te wees van die span wat dit organiseer. Net om deel te wees van my organizing team en te organiseer soos dit. En so gaan Miprop aan, ek raak betrokke by Miprop, ek neem dit toe oor, begin 2025 neem ek dit oor, en die Here is regtig net goed vir die jeug. Dit groei, ons kry weer oop deure in die hoërskool wat vir jare toe was. En die Here is net besig om soveel goed te kry. Ek kry soveel meer leiers betrokke, young adult leiers, en die Here is net besig om iets amazing in haar jeugbediening te doen, en in my lewe te doen. Intussen het ek begin sat swat op hierdie ou ouderdom van 34. Wie is nog daar? Nee, ek loud and proud. Wie is nog by sats? Okay, alright, okay. Hou gou jou hand op as jy by sats is, ek wil sien. Okay, hou jou hand net so. Sak as 'n vanaand se assignment klaar gesubmit is. Unlucky. Sorry julle. Reg, sal mekaar nou kry. Ons bietjie gaan sats. En laas jaar se jeugnet kom, en ek is so opgewonde oor jeugnet, en kom by jeugnet toe, en ek super excited, en ek het hier gesit, die stoel was 'n bietjie anders, maar ek het hier gesit, en ons doen lekker intro song, en Karl kom opgestap, en soos wat hy opgestap kom, en uitgestap kom, sê die Here vir my, wat sal jou openingsspreek wees, as jy hierdie netwerk oor? En ek sê net soos, wat? En die Here drop net iets in my hart,
En ek sê net, ja, Here, ek weet nie of Karl het 'n goeie job gedoen. Ek weet nie of ek sy skoene sal kan vul nie. En die Here drop dit neer en sê vir my, ek het jou nie geroep om enige iemand se skoene te vul. Ek het jou geroep om te doen waarvoor jy geroep is. En die Here drop 'n hele preek net daar in my hart. Wat dit beteken om nie in iemand anders se skoene te staan. En 2 weke na jeugnet, hier bel Werner my, sê vir my, hoorie so, Karl, jy weet, Karl maak klaar, hulle het my voorgestel, is ek bereid om dit te vat, en ek is net stom geslaan. Ek bedoel, ek voel regtig soos 'n Gideon, ek voel soos 'n Dawid, ek voel, hier's mense wat al by baie meer konferensies was as ek, hier's mense wat al baie langer hier is as ek, hier's mense wat hier sit, wat klaar georden is, wat klaar gesets het, maar hier is die Here my. En ek voel net so gehumble, en dis asof die Here net vir my wys dat, dit waarvoor ek vir jou gesê het, ek jou geroep het, jare terug, ek is 'n waarmaker van my woord. Ek het gesê, ek gaan dit doen, ek het gesê dit, daar's woord oor my gespreek, dat ek deel gaan wees van die grootste jeugherlewing, wat Suid-Afrika nog ooit gesien het. En ek is excited om dit te sê. En ek is excited dat jeug net saam daai journey sal stap, dat ons saam deel sal wees van die grootste jeugherlewing, wat hierdie land nog ooit gesien het. Kan ek 'n amen vir daai kry? Amen. So dis 'n bietjie storie, dis 'n bietjie agtergrond. So dit bring my by vandag se preek. Sjoe, dis beter. Daai sjoe is nie verkeerd gespel nie. Hy's reg gespel. Dit is sjoe, beter. Ons almal jeugpastore, ons doen sulke goed, ons weet hoe werk dit. Die Here het ons nooit geroep om enigsins in iemand anders se skoene te staan. Hy het ons geroep om in die skoene te staan wat hy daar vir ons gesit. Hy het ons geroep om 'n spesifieke doel te dien. En niemand wat hierso sit kan doen wat jy kan doen. Niemand kan doen wat jy kan doen nie. Skryf dit neer. Niemand kan doen wat ek kan doen nie. En dan skryf jy onder dit, kyk, niemand kan doen wat ek kan doen nie. En dan skryf jy onder dit, ek kan doen wat niemand kan doen nie. Amen. So die eerste punt wat ek maak, is jy staan in jou eie skoene. Jy staan in jou eie skoene. Wys gou vir my jou hand as jy 'n jeuggroep by iemand oorgeneem. Het jy in daai skoene dalk bietjie vasgeloop? Het dit al ooit met julle gebeur dat daar stigma is van jou jeuggroep en jy onder daai selfde stigma gejudge word? Of ja, maar Frikkie het dit so gedoen. Ja, maar hierdie ou het dit so gedoen en hierdie ou het dit so gedoen. En dis partykeer moeilik. Ek staan in 'n stigma van 'n jeuggroep wat 400 sterk is. Ja, in die datum hier op 400 was. Ons is daarom nou al by 100, maar dis nog steeds nie 400 nie. Maar as dit waaroor dit gaan, het die Here my geroep om daai persoon van daai tyd, om wat Beren gedoen het, te herleef, of het die Here my geroep om te doen wat hy my voorgeroep. As ons dink aan Dawid en Saul se storie is heeltemal verskillend. Saul is ook geroep, hy's ook gesalf, hy was ook koning gewees. En hier kom Dawid, en as ek daai voorbeeld kan, as jy die prentjie kan sien, dat Dawid staan voor Saul en hy sê, hoekom het niemand hierdie reus al aangevat nie? Ek sal die reus aanvat, want my God sal hom oorwin. En in daai oomblik probeer hulle Saul se amer op Dawid sit, en dit pas nie. En dis dalk nie die skoene nie, maar dis dieselfde prent. Dit wat Saul gedoen het en wat Saul was, sou nie gewerk het vir Dawid. Dawid het iets anders gehad. Saul was dalk nie so musikaal nie, Dawid was baie musikaal en met sy instrument wat hy gespeel het. As jy gaan vergelyk hoe Dawid en Saul se leierskap was, dit was totaal anders gewees. So jy kan jouself vergelyk met die persoon wat voor jou daar was. En dis hoekom dit great is om mense
na te volg en om mentors te hê, maar jy moet baie seker maak dat jy nie 'n kopie van iemand word. You were born an original, don't die a copy. God het baie unieke mense gemaak. Dit help nie jy word net nog 'n kopie nie. Dit help nie jy word net nog iemand wat dieselfde doen as die volgende ou. Die Here soek unieke mense in elkeen van julle. En ek sien soveel unieke bedieninge hierso. Soveel unieke benaderinge, soveel unieke mense wat iets op hulle spesifieke manier gaan doen. En dis wat die Here wil hê. As ons almal dieselfde ding doen, sal dit boring wees. Daar kort bietjie iets nuuts, daar kort bietjie iets vars. En saam met dit kom daar altyd 'n mate van kompetisie. Dis groter onder die mans, maar onder die dames is dit tog ook daar. As jy met ander mense gaan probeer compete, gaan jy altyd verloor. As jy met ander jeugbedieninge compete, gaan jy altyd verloor. Kyk wat doen hulle. Okay, kom ons probeer, kom ons kopie. Kyk wat doen hierdie mense, kom ons kopie. Het jy al iemand gesien wat iemand anders se besigheid kopie en dan werk dit nie uit nie? Want jy kan dalk die model probeer kopie, maar jy het nie die hart nie. Jy het nie die visie nie, so dit gaan nie reg oordra. Nou in dit sê ek nie, daar's sekere goeders wat ons nie moet kyk wat ander mense doen nie, want dis waar hierdie konferensie ook gaan. Daar's goed wat Zak onlangs nou gedoen het, wat hy later met ons mee gaan deel, wat ek dink 'n great inisiatief is, en wat by ons ook kan benefit. Maar ek gaan my eie flavour op dit sit, ek gaan my eie spin op dit sit, ek gaan dit nog steeds my eie maak. Maak dit sin? Is jy nog met my? Sê vir die ou langs jou, is jy okay? Vra hom, is jy reg vir Kaskarina? Zak, hulle dink nog steeds ons het gejoke. En dan laaste ding wat ek wil noem by staan by jou ander skoene is, en hierdie is dalk bietjie kontroversieel, maar verandering is nie sleg. As jy bietjie verandering wil bring, is dit okay. Maar pas op vir 'n sekere goeders. Moenie dadelik, moenie naam in die dag van die week. Daar is twee goed wat jy baie versigtig moet verander. Almal verander die naam van die jeug, 'n nuwe naam gee, 'n nuwe flavour. Maar as jy al reeds 'n redelike naam in die dorp, pas op, want mense ken dalk vir Frikkie jeug, nou maak jy dit LJ jeug, is almal soos, wie's LJ en is sy jeug toe. So pas op vir die naamverandering, dis baie, en die dag van die week is ook bietjie moeilik om te verander. Maar bring bietjie verandering, bring bietjie 'n change. Daar's goed wat jy kan dalk verander, wat ander mense probeer verander het, maar in jou tyd gaan dit werk. Wie se ma, hierso, het al ooit vir hom gesê, moenie kos of ietsie sweets of kos of enigiets van 'n vreemdeling afvat. Kom, almal, steek jou hand op, jou ma het vir jou gesê, moenie kos van 'n vreemdeling vat. Is ek reg? Okay, sak jou hand. Okay. Wie van julle se ma het ooit gesê, moenie saam met 'n vreemdeling in 'n kar klim nie? Okay, right. Wie van julle wat nie hand opgesteek het, wie van julle het al Mr. D gebruik en Uber Eats of Uber gery? Oh, so jy het nie vir jou ma geluister nie. Dinge wat lank terug baie relevant was en nie gewerk het nie, dis nie te sê dit gaan nie nou werk. Baie keer het jy 'n idee gehad, 'n rukkie terug wat nie gewerk het nie, of die vorige ou het 'n idee gehad wat nie gewerk het nie. Dit beteken dit gaan nie nou werk nie. En partykeer kry jy jou naysayers wat sê, ons het hierdie getraai, dit gaan nie werk nie. Ek ken 'n persoon wat, as ons 'n nuwe idee gee, dan sê soos, nee, ons het, toe ons by hierdie plek was, ons daar gedoen het, dit nie gewerk nie. Maar hy was 12 jaar terug by daai plek. 12 jaar is 'n lang tyd, dinge verander. Uber Eats en Mr. D is nou multi-miljoen dollar industries. Gebaseer op 2 reëls wat gebreek is. Ons vat kos van vreemdelinge af en ons klim saam met vreemdelinge in karre. So, verander bietjie iets. So skryf daar neer, wat kan ons verander? En ek praat, dit hoef nie iets groots te wees nie, dit kan regtig iets kleins wees. 'n Klein change maak partykeer 'n groot verskil. Ons het 'n neon sign gekry, dit lyk amazing. Gaan die neon sign nuwe kinders jeug toe bring? Dink jy regtig so nie? Is dit cool vir die ouens wat daar aankom, soos, check die neon sign? Ja, is dit dalk net cool vir my? Ja, maar dit is ook okay. Klein goedjies. Verander jou program, verander jou orde. Ons het iets wat ons nou in Junie gaan doen. Ons het 'n 10
run youth night. So die hele aand word die tieners geran. Al die leiers staan terug, ek staan terug. Tieners preek, tieners band, tieners doen die uitspreker, tieners doen die verwelkoming, ons staan net daar en die ouers kom as spectators. Bietjie iets anders. Verander die orde. So daar aankom begin dadelik preek. Daar nie ysbreker, hierdie is die ysbreker. Gaan jou breek, Eyster. Dan die tweede punt wat ek wil maak is, daar kom ander skoene. Daar kom ander skoene. So hierdie is 'n two-part ding wat ek oor wil praat. Ons het Woensdag ook 'n spreker, Pastor Dino, hy gaan bietjie praat oor succession, en hy gaan bietjie praat oor wie kom na jou. Ons weet Emile Stein is ook, hy het 'n spesifieke preek, who's coming through, en dis baie belangrik, want daar kom ander skoene, en jy moet regmaak vir ander skoene om te kom, en jy moet regmaak om jou bediening oor te neem. Ek het vir baie van julle het ek 'n vraelys gestuur vroeër in die jaar, wat ek 'n paar vrae gevra het, en daar's min van ons wat actually 'n plan het van wie gaan oorneem, en hoe lyk die oorneem, en is ek reg vir die mense om oor te neem. En dit is belangrik om aan te dink. Maar die ander skoene is ook mense wat naby jou kom om jou te help. Ek het, toe ek by Mipro begin het, was ons omtrent so 25 gewees. En ek wil hê meer tieners wees. Ek wil hê jy moet baie kinders kom, want hulle moet by die Here uit. En die Here sê vir my, ek kan nie nou vir jou 100 tieners hier stuur nie, want jy het nie die capability om hulle te hanteer. Jy het nie genoeg leiers. En ek het begin leiers kry, en ek het gaan leiers hê dan, en partykeer moet jy intentioneel wees. Lekker om te sê, hoor jy, ek word 'n paar volunteers, is okay. Maar ek het van die mense gehad dan, ek het gesê, soos, na Percy toe gestap, by Percy, jy lyk soos iemand wat wil betrokke raak by my, soos, gaan bid daaroor. Dis wat ek gedoen het. En dan van die ouens kom terug, soos ek het daar gebid, en die Here sê ek moet betrokke raak. Amen, kom. Gaan try dit. Dis nie manipulasie nie. Okay. Maar gaan bid, en vra die Here, wie wil u stuur? En maak dit bekend, sê vir die mense, ag, kom kyk net. Van die mense wat net kom kyk het gebly. En hoe meer leiers ek gekry het, hoe meer het die jeug gegroei. Hoe meer leiers ek gekry het, hoe meer het die jeug gegroei. Want jy moet 'n goeie balans hê, jy moet hierdie tieners kan hanteer, want tieners is wille goed. Ons almal weet jy het al gedink, wat het ek gedink om met jeug te werk? En Johan Pieterse staan daar agter en hy sê, prys die Here, ek's klaar met dit. Is nou julle beurt, julle kan nou gaan suffer. Maar daar kom ander skoene. En dit is belangrik om te weet dat jy moet ander skoene ook akkommodeer. Jy staan in jou eie skoene, maar moenie daai skoene so vol staan en so vas staan, dat daar nie plek is vir iemand anders ook 'n bydrae te lewer. Ek is oop vir suggestion. Ek is oop dat as iemand sê, "Brie, kan ons hierdie probeer? Kan ons hierdie tra?" Anthony wat hierso sit. Anthony is my nommer 1 top idee brainstormer tipe mens. As jy 'n lae doop ratio in jou jeug het, kan net vir Anthony vir 'n maand. Soos ek dink seker omtrent 30 tieners laas jaar wat net hy alleenlik soos met hulle gechat het en soos ek weer sien dan hoe hierdie ou wil gedoop word. So hy het net hierdie amazing doop ding rondom hom. Hy het altyd 'n idee, altyd 'n plan. En kom ons doen hierdie. Hy en Michael. Nou sit al hy en Michael saam, dan kry ek 'n afspraak, dus ek en Michael gaan met jou 'n bietjie praat. Dan weet ek kom 'n plan. En dis great. Anthony het ek vir al jou planne ja gesê. Nee, het ek vir van jou planne ja gesê. Het van jou planne gewerk. Het van jou planne nie gewerk. Dis okay. Partykeer try ons iets, so daar kom ander skoene. En dis partykeer jy moet pas op dat jy nie jou skoene so vaskop dat hierdie is nou my domein. Want sodra dit jou jeug is, dan sê jy nie moeilikheid. Want dis ons weet, dis God se, dis sy jeug, dis sy bediening. Hierdie is 'n voorreg om hier so te staan. En dan die laaste punt wat ek wil maak. En hier wil ek so 'n bietjie op fokus, en hier vertrou ek dat die Here iets in julle hart sal doen. Is bly naby aan die skoenmaak. As ons nie tyd
met die Here spandeer nie, dan loop ons leeg. En ek weet laas jaar, die van julle wat hier was, wat Gabriel Strydom se sessie gehoor het, ek het na die tyd gewonder of ek nog 'n Christen is. Ek het gaan op 'n bonnetjie sit en huil, ek het gekontempleer oor my lewe, en ons is bevoorreg so 2 weke terug, Pastor Johan Britsel ons genooi, hy was weer daar gewees, en dis net, uit hierdie challenging iets rondom hom, wat jou regtig nie challenge om meer te doen, wat jou regtig nie challenge om tyd met die Here te spandeer. En ek hierdie afgelope ruk, was ek regtig besig gewees, en van so donderdag af het ek begin sleg voel. Ek het baie werk, ek moet nog goed reël, ek moet nog goed finaliseer, ek moet goed nog klaarmaak, en hierso kry ek donderdag parkgriep. Ja, so ek is in die bed, of ek moet in die bed wees, en as ek nie in die bed is, dan jaag my vrou my bed toe. En dan, ek onthou, was Saterdagoggend, dan staan ek op, soos, waar gaan jy? Ek kry net warm. Waar gaan jy? Ek kry net warm. Loop ek in die kamer, waar gaan jy? Ek kry net warm, want ek wil net gaan kyk na die kaartjies wat sy gaan haal het. Is dit reg geprint? Is almal se name daar? Maar hier's ek plat in die bed. En nou probeer ek slaap en ek kry nie geslaap nie. En hier begin die Here net met my chat. En hy begin met my praat en begin sy hart met my deel. Sy hart vir jong mense hierso. Hy wys vir my van julle uit dit wat hy in julle lewens wil doen. Hy wys vir my dit wat hy wil doen met hierdie hele konferensie. En 'n groot gedeelte van my hart is, en dit is 'n groot gedeelte van Kaal hulle se hart ook gewees is, dat ons koppies weer opgevul word tydens hierdie konferensie. Ons wil huis toe gaan met iets prakties. Ons wil huis toe gaan met planne, met motivering en hierdie tipe goeders. Maar hierdie tyd van die jaar raak jy so 'n bietjie vol van die jy raak vol. Jy's moeg. Jy wil nie meer nie. Alweer. En partykeer vind jy jouself, jy's besig, you're just going through the motions. En is nou net jeug en nog 'n jeug aan. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. So bly naby aan die skoenmaak. Bly naby aan die Here. Sien, ons is in 'n baie gevaarlike posisie, want elkeen van julle hierso werk die kerk begroot. Of baie wat jy doen, het te doen met die kerk. Van julle is volunteers, jy's dalk nie so betrokke by die kerk soos ons nie. Maar as jy jeugpastoor is en jy werk by die kerk en alles wat jy doen is by die kerk, dan is dit jou werk om Bybel te lees. Dis jou werk om te bid. Dis jou werk om hierdie goeders te doen. Maar maak seker dat jy spandeer tyd met die Here waar dit nie jou werk is nie. Lees jy nog Bybel? Hoe lyk jou YouVersion streak? Ek joke. Ons hou hom tot so, dan soos ag nee. As jy eendag skiep, dan sê ek gee eintlik nie om nie, maar eintlik in die hart gee jy baie om. So, ja. Ek wil net vra om die hand op te steek nie, maar ek weet julle sit hierso. Jy bou jou YouVersion streak nie deur in te gaan en weer uit te gaan. Okay, ek het hom. Hy's daar vir die dag. Maar ons moet intentioneel effektief tyd spandeer met die Here. Dis so 'n key ingredient van hierdie resep wat ek vir julle kan gee. Is bly naby aan die skoenmaker. Ek wil vir ons lees uit Psalm 119. vers 105. Ek wou die julle een gelees het. Okay, daar's van julle wat weet hoe lank is, ja. Okay. Psalm 119 van 105. Ek wil met in Afrikaans skryf. Ek gaan maar in Engels lees. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Your word, God se woord. En hierdie, ek kan nie volle krediet vir hierdie vat nie, hierdie is iets wat ek en Wynie oor gechat het, en hy het hierdie met my gedeel, en ek en hy baie hieroor gesels, en dit is iets rarig, iets amazing wat geopenbaar is God se woord is 'n lamp vir my voete. Nou dink gou daai tyd, is 'n lamp. Dis nie 'n flits nie, dis 'n lamp. Met 'n houertjie met 'n kersie, hoe ver kan jy 'n lamp sien? Dis 'n lamp vir jou voete. Okay, so jy kan so 2-3 tree voorsien. Dis wat jy kan sien. And a light onto my path. So lig is, dink aan 'n straatlig. Hoe ver kan 'n straatlig sien? Bietjie verder. Wat kan hy baie ver sien? Ja, hy kan.
En hierdie skrif wys net vir my dat ons naby aan hom moet bly. Want hy is 'n lamp aan my voete. Hy wys vir my waar om te loop. En hy wys vir my waarvoor ek moet pas op. Weet jy verkeerd waarsku die Here jou oor goed wat gaan gebeur, wat jy nie moet doen nie, maar jy hoor dit nie, want jy spandeer die tyd met hom nie. Ek dink ons mis soveel keer goed in ons lewens, omdat ons te besig is. Ons mis goed in ons lewens, en die Here wil met ons praat. En hy praat, en dit is asof hy op ons skree, maar ons luister. Sien, ek het die ding wat ek gewoonlik vir die mense sê, en dis, as ek in my life motto wees, enige op my grafsteen staan, maar God is alomteenwoordig, maar ons is nie alombewus nie. En dan het ons hierdie amazing worship oomblik, en as ek soos, die Here het opgedaag. Hy het nie opgedaag nie, hy het net bewus geraak van sy teenwoordigheid, want hy is die hele tyd daar. Dit het nou 'n paar keer gebeur, ek is so 'n maand terug, en dieselfde week het dit 1 of 2 keer gebeur, wat ek besig is met 'n klomp goed, en ek is besig met kerkwerk, ek organise goed vir die jeug, ek organise hierdie goeders, want jy weet ons as 'n jeugpastoor is doen jy jeug, en alles anders. So, ek is besig met 'n klomp dinge, en ek klim in my kar, en ek start my kar, en ek begin net ry, en ek begin net bietjie in tale bid, en die Heilige Gees sê vir my, hallo. En ek het nou 'n conviction van, ek is so besig met die dinge van die kerk, dat ek die Here uit my werk uitwerk. En die Here sê, wees net meer bewus van my. Ek wil saam met jou in al hierdie dinge wees. Bly naby aan die skoen. Sy woord is 'n lamp vir jou voete. Dit wys vir jou waar om te loop. Daai lamp wat jy hierso kyk, dis die lamp wat vir jou wys, pas op, hier's 'n gat. Pas op, hier's 'n slang. Pas op, hier's dit. Wees versigtig, kyk waar jy loop. Dis vir die naby. En 'n lig vir my pad. Dit wys vir my in watter rigting moet ek gaan. Dit wys vir my, as jy 'n lamp het, en jy is bewus van die lamp, gaan jy sien, hier's 'n vurk in die pad. En jy gaan dan weet wat se kant toe gaan. Of jy gaan dan agterkom, hier's 'n vurk. Here, wat gaan nou aan? Gaan ek links of gaan ek regs? Bly naby aan die skoenmaker. Bly naby aan die Here. Spandeer tyd met hom. Intentionele tyd. En saam met dit wil ek julle regtig bemoedig om te luister. Leer om te luister wat die stem van die Heilige Gees sê. Leer om te luister wanneer die Here praat. Want jy sien, baie keer hoor ons die Here, maar ons luister nie. So jy hoor 'n geraas, maar jy's nie effektief besig om te luister. En die Here wil hê ons moet luister. Dis van julle wat, dit gebeur met baie van ons, dit was my lewe ook so. Jy word wakker, jy bietjie stilte tyd, jy lees jou Bybel, lees 'n paar versies, Here, dankie vir die dag, help my in hierdie dag, en help my asseblief vir dit, en hierdie, okay, love you, bye. En dan gaan jy die res van die dag aan. Want as die Here so, wag, ek wil ook iets sê. So wanneer, hoeveel keer bly ons net bietjie, bly ons stil, en hoor, wat wil die Here vir ons sê. En dan is ons heeltyd aan die ander kant, en ek dink partykeer, kyk Here net na ons soos, Here, hoekom het hierdie nou weer gebeur? Hoekom het dit nou en dit nou gebeur? Soos, ek wou vanoggend vir jou gesê het, om nie so toe te gaan nie. Ek wou vanoggend vir jou gesê het, stop daai, ek wou vir jou gesê het, los hierdie girl uit. Jy het nie gehoor nie. En ek wil julle nou nie blame op julle soos dit nie, maar ek wil julle net encourage. Kom by die Here uit. So ek het 'n baie groot verwagting vir môre aand, dat ons weer bietjie by die Here gaan uitkom. Ek vertrou dat die Here iets amazings môre aand gaan doen. Ons gaan 'n lekker sessie hê, ons gaan lekker worship, en dan wil ek hê julle moet bietjie met julle gesig in die grond gaan lê, en net bietjie tyd spandeer met die Here. En dan vertrou ek dat die Here iets werkliks amazings sal doen in julle lewens. So dis die drie punte. Jy is nie geroep om enigstens in iemand se skoene te staan. Staan in jou eie skoene. Moenie met iemand compete nie, moenie self met iemand compare nie, moenie probeer soos iemand anders wees nie. Dis nie nodig. Die Here het al klaar 'n frikkie. Hy kort 'n zak. En dan kan net een zak wees. Dan kan net een Edward wees. Dan kan net een Jan Hendrik wees. Daar's net een Percy. Behalwe Montgomery, maar dis 'n ander een. Hierdie dieselfde.
Maar imagine julle is geruil gewees en jy moes, ek bedoel, so jy kon jy so skop. Weet, jy het nie die hare vir. Maar die Here het elkeen van julle geroep vir 'n doel. Kan jy dit onthou? Ek wil julle gou guns vra, maak jy jou oë toe. Net daar waar jy sit, maak jy jou oë toe. Dink net gou aan hierdie. Dink net gou aan die dag toe die Here jou geroep het. Die dag toe die Here jou geroep het om met jeugbediening te werk. Die dag wat die Here jou geroep het om betrokke te raak by die jeuggroep waar jy is. Onthou jy dit? Dalk moet jy daai dag bietjie gaan neerskryf. Maak so 'n side note daar in jou notas en skryf bietjie daai dag neer en remind jouself net wat het gebeur toe die Here my het. Want partykeer vergeet ons wie ons geroep het. Partykeer vergeet was dit een of twee mense wat ek net graag iets meer wil deel as wat ek is met julle. Tristan. Jy is nou maar net 'n leier by my bro. Jy's net betrokke daar. Maar ek dink die Here het jou definitief tot 'n mate geroep te bedien. En ek dink jy weet dit. En jy probeer dit opcover en jy het 'n musikale talent in jou wat jy daai emmer besig op daai ding onder 'n emmer te sit. Dit moet op 'n lamp staan. Jy kyk dit onder. Die Here het jou geroep vir bediening. Dit lyk bietjie anders as wat jy dink, maar die Here het jou geroep vir bediening. En ek voel jy weet dit, maar jy shy away from it. So net daar langs jou sit, weet dit ook. Want soek die Here. Want jy moet ultimately, as jy iets doen, moet jy sê, ek doen hierdie, die Here het so gesê, nie want iemand het anders gesê. As jy fail eendag, dan sê ek het so gesê. Nie dat jy gaan fail, maar het is goed dat die Here kan hoor. Hoor die Here wat hy wil hê. Jy moet. Percy, ek sien net hierdie amazing dienaar, servant hart. Dit is dalk weird, maar ek sien jy het twee hande en jy hou emmers vas, en dan is hier nog 'n arm wat die emmer vashou, en hier is nog 'n arm wat die emmer vashou. Soos, jy het te veel werk vir die veelheid hande wat jy het. Ek sien net so 'n bietjie overwhelmed. Dit is dalk weird, maar ek voel die Here wil vir jou wys, daar's goed wat jy dalk intentioneel oor moet nee sê. Ek weet dit klink moeilik, maar gaan bid as die Here iets vir jou uitwys. Gaan praat met iemand, sê, as daar iets is, want partykeer vat jy net iets op. En dit wat jy op of wat van die goed wat jy nou dra, as jy het iemand een keer uitgehelp met iets, en jy help hulle weer uit en dit word efskielik jou job. Maar jy het hulle net een keer uitgehelp. So, leer om intentioneel nee te sê. Dis okay om partykeer nee te sê. Maar intentioneel mooi, dit gaan meer oor houding. Ek gaan nie dit doen nie. Nie doen. Maar leer om intentioneel nee te sê. Wie is hierso wat nie niks nie, maar omtrent niks met die jeugbediening doen. Soos jy's hierso, maar jy's nie direk dalk betrokke by jeugbediening. Dis iemand so iemand. Bietjie. Nog aan daar. Okay. Daar kom jy hande nou op, okay. Jy weet, dis altyd soos, moet my hand opsteek nie, ek gaan die enigste een wees, tot daar 3 mense hand opsteek. So dit altyd is. Kan julle gou staan vir my? Ena? Rochelle? You're not directly involved in youth? Ek wil net vir julle sê,
Dis nie 'n toeval dat julle hier is nie. Dalk is daar iets wat die Here in julle wil wakker maak. Dalk is dit iets wat julle geweet het, dalk is dit iets wat julle nie weet nie. Ten minste kan julle daarom vir die jeugpastore begin bid. Ons het dit nodig. Bid vir ons. Maar ek voel daar's intentioneel. Daar's 'n roeping op jou lewe wat jy voel daar is. Maar ek sien hoe wag jy vir die Here. Here, gee my net nog een confirmation. Here, gee my nog een confirmation. Here, sê hoeveel wil jy hê? Hoeveel wil jy hê? Here, met jou gepraat het, met jou gepraat. Wat is jou naam? Rudy. Rudy, Here het jou geroep. Daar is die laaste confirmation wat jy nou nodig het. Okay. Miskien môre aand iemand weer vir jou profeteer en vir jou nog ene gee, maar daar is jou laaste confirmation. Okay. Mag die Here julle wys waar lê julle roeping spesifiek. Nothing happens for nothing. Ek weet nie hoekom is ek hier nie. En is hierso want sy dink ek het haar nodig gehad as 'n fotograaf. Die Here het dalk ander planne. You never know. Gaan vind uit. So ek het regtig ervaar hierso mense wat hier is wat nie betrokke is met jeug noodwendig nie, maar jy gaan betrokke wees en daar's 'n manier wat jy gaan betrokke wees. So gaan bid, gaan vra die Here waar moet jy betrokke wees. Laaste confirmation. Jy kan sit. Thank you, Rochelle. Ek wil gou iets interessant uitsien. Wie se eerste jeugkonferensie is hierdie? Wow. Amazing. Okay, tweede. Nice. Sê maar, as dit kom by nommers, it's not about how many comes, it's about how many come back. Okay, derde een. Vierde. 5. 6. Is julle getal, hè? 7. Lekker Jaco daar agter. Waar's nog die 7's? 8. Jaco nog steeds 9. 9 of meer, okay. Wie is die oudste jeugnetter hierso? Wie is die meeste jeugnetter gewees? Dink julle? Julle nie, okay. Dis amazing. So, daar's daar 'n paar mense wat deurkom wat terugkom. 'n Laaste ding wat ek wil sê, en dis 'n hele paar van julle. Om 'n jeugpastoor te wees, dis nie 'n stepping stone na regte pastoor. Om 'n jeugpastoor te wees is nie 'n stepping stone na regte pastoor. Dis dalk die pad soontoe, miskien gebruik die Here jou nou as jeug, en dan later dan sal jy 'n medeleraar word of presiderend ook, maar moet nooit dit sien as 'n stepping stone. Want indirek sien jy dan kinders as trap. Jy gaan by kinders loop. So moenie jeug sien as 'n stepping stone nie. Sien dit as jou roeping waarvoor die Here jou nou geroep het. En dis 'n amazing calling. Dis regtig 'n amazing calling. Dus ek is geroep vir jeug. Ek sal jeugbediening doen tot ek 60 is. Of tot die Here sê ek moet stop. Van nou gaan ek vir goud. Ek is nie beroepbaar nie. Ek is by die jeug, los my uit. Is julle okay? Het julle daai drie punte? Het julle 'n bietjie resepte neergeskryf? Is julle reg vir die konferensie? Is julle reg vir die res van die konferensie? Ja! Is julle reg om die Here se naam groot te maak? Is julle reg om julle jeug te groei? Is julle reg vir Kaskar? Okay, so julle sal sien julle het groepe. So Kaskar is reg om die hoek. Toe maar nee, ons gaan nie die Kaskar doen nie, is okay. Right. So kan julle net vir Zak, julle MC vir die julle, ek wil dit sê naweek, maar is nie naweek nie. Julle MC vir die hele konferensie, net lekker hande klap gee. Skou Zak! Langs met hom staan.
Alright, so hy is single. Kan al die single dames gou julle hande opsteek asseblief? Have your pick. Al die single ouens. Okay, single and available. Ja, ek joke. Iets sê, natuurlik. Mevrou wil iets sê. My ma stoor. Jy's ek het 'n mooi vrou. Hallo julle, so ek sit daar en ek voel net ek het die urge om met julle te praat. So dis net nie die gees wat my net dryf. So mense wat my ken sal weet ek is nie iemand wat sommer op die stage kom en praat nie. Nee, as ek baie introverties, maar nou ja, hier is ek. Ek beleef hier's van julle wat hier sit. En soos wat altyd gepraat het nou oor kom nader aan die skoenmaker. Sien ek dit hier's van julle wat met skoene loop. Maar wow, it's worn out. Soos dis 'n paar ou vellies en dit is stikkend. Hier's van julle wat hier sit. En ons 'n paar skoene vir jou gegee. Balletskoene byvoorbeeld en jy soos Here, wat moet ek met dit doen? Jy voel jy's iets gegee, maar jy het nie 'n cooking clue om dit te gebruik nie. Want jy voel jy het nie die nodige skills om dit te doen en die Here sê vandag vir jou, ek gaan jou wys. So as jy voel die skoene wat aan jou gegee is en wat jy heidaglik aan het is worn out. Jy weet nie hoe om te loop met dit nie. Jy skoene gegee, maar jy weet nie hoe om dit te gebruik nie. Wil ek vra of jy nie wil opstaan nie? As jy voel, Here het my geroep vir hierdie bediening, jy het vir my hierdie jeug gegee, maar ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe om verder te gaan nie. Jy het my gebring tot op hierdie punt, maar ek weet nie hoe om nog verder aan te gaan nie. Miskien het jou skoene dalk net 'n bietjie van 'n shining nodig, 'n polish nodig. En dis regtig wat op my hart is heidaglik, is net, ek wil vir julle bid. So, as dit jy is, asseblief staan op. Ons steek dit ons hande uit na hulle. Vader, U is so getrou. Here, en ek bid vanaand, vanmiddag vir hierdie persone wat heiliglik staan. Here, U het hulle geroep vir 'n tyd soos die. Here, en dankie dat hulle gehoorsaam is, Here, en reageer op hierdie woord. Here, hulle het gereageer op die roeping wat U op hulle lewe geplaas het. En Here, waar hulle nou vanmiddag staan, Here, en waar hulle dalk voel, hulle weet nie wat om hierdie skoene te maak wat U vir hulle gegee het nie. Of hulle voel, Here, hulle het 'n politoer nodig op hulle skoene. Of miskien 'n nuwe stel skoene, Here, nodig. Want hulle skoene is heidaglik worn out. Here, dan bid ek nou vir hulle, mag U kom en hulle kom bekragtig, Here. Want U het hulle geroep op hulle name en hulle het gereageer. En hulle het gesê, hier is ek, Here, stuur my. Here, mag U kom met die Heilige Gees en hulle omvou en bekragtig met dit wat hulle nodig het. Dankie Heilige Gees, U is so getrou, Here, en dat U hulle aan die hand vat en dat U hulle gaan lei in hierdie seisoen waar hulle self bevind. In Jesus se naam. Amen. Zak. Ek het eers by hom gehoor, want ek wil oor hom praat. Ek wil net vir Zak commend. Hy is onlangs baie lucrative pakket aangebied, wat het hom genader, wat eintlik heeltemal buite sy verwysingsraamwerk, die tipe kerk en alles wat dit is. Maar hulle het hom seker omtrent 3 keer sy salaris aangebied, met 'n huis, met 'n medies, met 'n pensioen, met alles. Alles lyk net amazing. En ja, hy het 'n slang in die gras gesien. As dit by die see was, het hy dadelik ja gesê. Want ons weet, as die Here jou see toe roep, hoef jy nie te bid nie, dis altyd hy. Veral as dit Kaap toe is. Maar ek wil hom net commend, hy het regtig net, soos hy kon gemaak en geld gekies het, en hy het
besluit dis nie waar die Here hom wil hê nie. So ek wil hom net komment vir dit. En ja, ook net vir julle ek te waarsku, daar's mense daar buite wat bereid is om baie geld te betaal. En ek bedoel 3 keer ons salaris, so jy gaan soos 7 kry. 5, sorry. Ja, ek was so grappies. So pas op net, daar's regtig mense daar buite wat en die gesprek wat hulle gehad het toe hulle ingekom het was letterlik net oor geld. Wat verdien jy? Nee, geld is nie 'n issue nie. So daar was niks oor as jy lief vir Jesus, as jy 'n Christen is, soos hoeveel geld wil jy hê. So ja. Was dit 'n kerk? So seker. Ja. So ja, kom ons gee vir Zak lekker hande klap. Hy's ons MC. Gee hom soveel as moontlik moeilikheid soos wat hulle kan. Dankie LJ, hy het 'n manier, ek dink dis so jy weet iemand is 'n jeugpastoor, hy het 'n manier om dinge baie awkward te maak. Ek het nou baie awkward daar gestaan. Maar anyway, so as jy op jou lanyard kyk, kan jy hom net omdraai. Dan gaan jy sien alles is nou ongelukkig nie op die program nie, maar ons gaan regtig nou kaskar stoot. So ons gaan gou terug gastehuis toe, dan trek jy lekker tekkies aan en dan as jy binne die volgende halfuur kan terug wees, dan gaan ons kaskar stoot. As jy nie is nie, so asseblief moenie, dan hoef ons nie. So ons gaan nou terug gastehuis toe. Ons gaan nou terug gastehuis toe, of nie terug nie, ons gaan nou vir die eerste keer soontoe. LJ het gesê, hy gaan op die skerm die channel se QR code sit, hy sal die Google Maps location, dis die woord, hy gaan die location vir jou daar opsit, dan kan jy, as jy nie weet waar dit is, net die location volg, as jy weet waar dit is, weet jy waar dit is. En dan sal ons mekaar 6 uur weer kry en lekker saam eet. Alright, ek dink dis dit, nog iets? Sharp, lekker, ek weet nou nie hoe om hierdie te eindig hier. Okay, bye.